daarom sing en Vader is. Baie keer sê ons as mens, ek is moeg. Baie maal gebruik ons die woorde, ek is moeg. Maar dan is daar 'n dag, dat jy opstaan, en daar is iets by jou wat meer is as moeg. Daar is iets by jou wat meer is as moeg. En dis amper asof jy vir jouself sê, die dinge is so erg, ek kan nie eers worry nie, want wat gaan my bekommernis verskil maak, want dit wat gebeur met jou. Ek kan nie worry nie, maar ek gaan geen verskil maak. As iemand wat vanmôre weet wat moeg ek van praat, as jy vanmôre weet van wat ek praat, sê vir my amen vanmôre. Amen. Jy moet vanmôre vir my kom vorentoe. Jy moet vanmôre vir my kom vorentoe. Here, het U weet, dat die mense hier verpullig. En ons kan nie eens meer sê, ons is oorgeneem. Dis net klaar. Alles is net te veel. Dis net klaar. Net God weet vermoed. Net God weet vermoed, Heer. Net U weet vermoed. Vader, ek wil vanmôre bid vir elkeen van my broers en susters. Here, nie wat ek nie weet hoe hulle voel, maar ek weet vanmôre, wat ek is om te kan sê. Dis klaar, Here. Dis regtig klaar. Vanmôre die pastore bid, die ouderlinge wat hier staan. En ons gaan vir jou bid vanoggend. En dis net die Here wat weet wat ons weet vanmôre. Jy het by 'n plek gekom van vlees en bloed jy wat skuld het. Maar my Vader in die hemel. Here, ons kan hom sien, en as dit gesê, Here, ons moet van wat daarom staan ons hier, Here, met antwoord, Here, op dit wat is. Here, vanoggend bid ons vanavond. Ons vra, Here, kom gee om geestelik, net weer. Halleluja. Loof die Here. Is vanoggend vir my die sagte teenwoordigheid van die Here in ons tabernakel. Sag soos wat die Here kan werk.
voel ek hom vanoggend. Ek wil vanoggend vir ons bedien uit Lukas 24. Ek gaan lees van vers 13 af. Terwyl die blaai wil ek net so 'n bietjie agtergrond gee. Hier gaan met die Emmausgangers. 2 disippels. Maar voor hulle die pad stap, was die Here Jesus gekruisig. Hy het op die 3de dag opgestaan. En daai Sondagoggend gaan die vrouens om die liggaam voor te berei, gaan hulle graf toe. En hulle vind dat die steen weggerol is en die Here Jesus is nie daar nie. Die vroue het toe aan die apostels vertel dat hulle nie geglo het nie. En as gevolg van daai, ek wil sê as gevolg van daai ongeloof, stap 2 disippels op pad na Emmaus toe. Hulle is teleurgestel, want hulle het gedink die Here Jesus kom Israel red uit die hand van die Romeine. Nou is die Here dood, en nou gaan hulle huis toe. Kom ek lees vir ons uit Lukas 24 vanaf vers 13. Ek gaan die hele deel lees van vers 13 tot vers 35. Die Emmausgangers. En 2 van hulle was dieselfde dag op pad na 'n dorp wat 8 myl van Jerusalem af was, genaamd Emmaus. En daar was 'n gesprek met mekaar en oor al hierdie dinge wat voorgeval het. En terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kon herken nie. En hy sê vir hulle, watter woorde is dit, wat julle met mekaar loop en wissel, en waarom is julle bedroef? En die een wie se naam Kleopas was, antwoord en sê vir hom, is u alleen 'n vreemdeling in Jerusalem, en weet u nie van die dinge wat in hierdie dae daarin gebeur het nie? En hy sê vir hulle, watter dinge? En hulle antwoord hom, die dinge aangaande Jesus, die Nasareëner, wat 'n profeet was, kragtig in werk en woord voor God en die hele volk. En hoe ons owerpriesters en owerstes hom oorgelewer het tot die doodstraf en hom gekruisig het. En ons het gehoop dat dit hy was wat Israel sou verlos. Maar nou is dit vandag, met dit alles, die 3de dag van dit plaasgevind het. Maar sommige vroue uit ons het ons ook ontstel, nadat hulle vroeg by die graf was. En toe hulle sy liggaam nie kry nie, het hulle gekom en gesê dat hulle ook 'n gesig gesien het van die engele, wat sê, hy lewe. En sommige van die wat saam met ons was, het na die graf gegaan en dit net so gevind, soos die vroue ook gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. En hy sê vir hulle, hoe onverstandig is met harte, wat traag is om te glo, alles wat die profete gespreek het. Moes die Christus nie hierdie dinge ly en in sy heerlikheid ingaan nie. En hy het begin van Moses en al die profete af, en vir hulle uitgelê in al die geskrifte en dinge wat op hom betrekking het. Daarom kom hulle naby die dorp waarin hulle op reis was, en hy het gemaak of hy verder wou gaan. Maar hy het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand, en die dag het gedaal, en hy het ingegaan om by hulle te bly. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle. Toe is hulle oë geopen, en hulle het hom herken, en hy het uit hulle gesig verdwyn. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons op pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het. Toe staan hulle dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug, en vind die 11 en die wat saam met hulle by mekaar was,
wat sê, die Here het waarlik opgestaan en het aan Sion verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het by die breking van die brood. Tot sover, ons het hier lang, maar ek kan baie dinge wat ons uit daai gedeelte wat toepassing kan maak op onsself en op wat vandag met ons gebeur. Ek gaan 'n paar dingetjies uitlig en ek gaan begin by vers 13. Vers 13 wat sê, die twee van hulle was dieselfde dag op pad na die dorp wat 8 myl van Jerusalem af was met naam Emmaus. Hierdie twee disippels was op pad van Jerusalem. Hulle het van Jerusalem afgeloop, weg van die plek waar God se verlossingsplan deur die dood en opstanding van Jesus Christus vervul is. Hulle het daarvan af weggeloop. Die disippels het egter as gevolg van hulle eie teleurstelling en onvervulde verwagtinge nog nie verstaan waarmee God besig was. En ek dink vandag as ek net dink aan ons eie gemeente, is daar baie gelowiges wat presies dieselfde doen het. As gevolg van teleurstelling, laat hulle die plek agter waar God werk. Hier waar God werk, laat hulle agter. Ek gaan op vers 15 toe. Vers 15 wat sê, terwyl hulle praat en mekaar ondervra, kom Jesus self nader en loop met hulle saam. Maar hulle oë is weerhou, sodat hulle hom nie kan herken. Hoe dikwels voel dit nie ook vir ons, wanneer ons moeg is, wanneer ons nie een voet voor die ander kan sit nie, voel dit of die Here nie naby is nie. En vanoggend kan ek net sê, net soos met die Emmausgangers, is die Here ook by ons. Hy is langs ons. Wanneer ons verlore voel, dan is hy ook daar. Vers 28. Daarom kom hulle naby die dorp waarheen hulle op reis was, en hy het gemaak of hy verder wou gaan. Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag het gedaal en hy het ingegaan om by hulle te bly. Hier is 'n baie diep geestelike beginsel wat hier gebeur het. Net soos wat die Here ook nie met hulle homself afgedwing het en vir hulle gesê het, ek wil by julle ingaan. Net so doen die Here vandag nog. God begeer gemeenskap, maar hy forceer dit nie, net soos wat hy ook nie met die Emmausganger homself geforceer het om saam met hulle te gaan, sonder dat hulle gesê het, Here, bly by ons. Hulle sê, bly by ons. Hulle was nie tevrede dat die Here net 'n reisgenoot was. Hulle wou langer in sy teenwoordigheid wees. Hulle wou meer van die Here hê. En dwars deur die skrif sien ons presies dieselfde beginsel. God openbaar aan die wat hom soek. Ek dink aan Moses. Moses wat moes nader tree aan die brandende bos. Ek dink aan Samuel wat in die bed gelê het en gesê het, spreek Here, ek luister. Ek dink aan die Emmausgangers se oë wat oopgegaan het en die Here die brood gebreek. Sien, vandag is dit nog waar. Die Here is gewillig om nader te kom, om homself bekend te maak en gemeenskap met ons te hê. Maar hy soek harte wat sê, Here, bly by ons. Ons wil nie net van U hoor nie, ons wil U ken. Ons wil nie net oor U praat nie, ons wil U teenwoordigheid ervaar. Sien, wanneer daar 'n honger en 'n verwagting is, dan verander gewone wandeling in 'n heilige ontmoeting. En dan word 'n eenvoudige maaltyd die plek waar Christus homself openbaar. Ek lees vers 29.
Maar hulle het by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dis amper aand, en die dag het gedaal, en hy het ingegaan om by hulle te bly. Hulle het gesê, dit is amper aand. Fisies was die son nog besig om onder te gaan, maar daar was 'n geestelike donkerte. Hulle was teleurgesteld, hulle was verward, hulle was sonder antwoorde. Op daai tydstip het hulle nog nie besef dat dit Jesus is wat by hulle is. Maar tog was daar iets in hulle harte wat gemaak het, dat hulle nie wou hê die Here moes verder aangaan. Hulle sê eenvoudig, bly by ons. Dikwels is dit ook die gebed van 'n gelowige. Dis dikwels ook my gebed. Dis my gebed wanneer ek so moeg word, wanneer ek nie een voet voor die ander kan sit nie. Here, waar is U? Here, kom net, kom bly by my. Dis ook die roep van die kerk in hierdie uur. Moet ons nie alleen laat nie, Here. Die donker het nader gekom. Ons het Woensdag in die papier gehoor, Satan doen enigiets. Hy doen enigiets, sodat ons kan voel, die Here is nie naby nie. Aanvalle is werklik iets. Vers 29, ons is nog daar, en hy het ingegaan, en by hulle te bly. Hulle vra vir Jesus se teenwoordigheid, en hy antwoord daar. En eintlik ontdek hulle dat Jesus reeds die hele pad saam met hulle geloop het. Dalk is dit ook wat die Here vir ons wil wys. Ons bid, Here bly by ons. Hy sê, ek was die hele tyd nog by julle. Die ironie hier is, hulle is bang vir die donker. Ons sien dit ook in vers 29. Hulle is bang vir die donker. Hulle sê vir die Here bly by ons, en dit word donker. Maar 'n kort rukkie later, in vers 33, staan hulle op en gaan terug deur die stad. As jy daai amper 13 km, 8 myl stap, hoor dit jou so 2 ure te vat. So ek kan dink dat dit stuk donker was, die tyd wat hulle gestaan het, in daai tyd. Dieselfde donker, waarin hulle nie wou bevind, het hulle nou geen probleem gehad om in te gaan stap. Want wat het verander? Nie die nag nie, daar was nog nag. Nie die pad nie, dis nog dieselfde pad wat hulle nie geloop het. Nie die gevaar nie. Ek kan nie dink as ons moet in daai tyd in die nag moet gaan loop in die straat. Hoe gevaarlik dit vir ons is, dan kan ek dink, toe hulle moes gestap het, hoe gevaarlik dit vir hulle moes wees. Maar wat het dan verander? Hulle het die openbaring van Jesus ontvang. Die donker, wat hulle eers laat sê, bly by ons, want is amper aand, om hulle later nie meer terughou. Die afgelope tyd het die donker vir ons ook nader gekom. As geestelike aanvalle. Die vyand wil hê, ons moet glo, ons is alleen. Hy wil hê ons moet glo dat God ver is. En ek weet nie of enige van u ook so gevoel het nie, maar ek weet, ek het hierdie afgelope 2 weke 'n moeilike tyd gehad. En ek weet, mense wat saam met ons in die bid was, ons het 'n moeilike tyd gehad. Daarom is ek seker, dat die wat hier sit, 'n moeilike tyd gehad het. Die donker, naby gekom. Lukas 24 leer ons dat die oplossing vir die donker nie altyd 'n verandering van omstandighede is, maar die nabyheid van Christus. Die gebed van die kerk is nie eers die Here verander my omstandighede. Ons weet die donker is daar, ons weet die pad is gevaarlik, ons weet al daai dinge. Wat kan ons dan bid? Here, bly by ons. En die wonderlike antwoord van die Here, volgens Hebreërs 13 vers 5 is, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Maar die een vir wie hulle gevra het om te bly, was juist die een wat gesê het, ek is met julle, al die dae, tot aan die volleinding van die wêreld.
soos die Here ook by ons. Ons gaan aan, ons is by vers 30. En toe hy met hulle aan tafel was, neem hy die brood en dank, en hy breek dit en gee dit aan hulle. Dieselfde volgorde sien ons by die vermeerdering van die brood en vis, en ook by die instelling van die nagmaal. En ons sien dit ook hier, by Emmaus, daar waar die Here saam met die 2 disippels gestaan het. Jesus neem die brood, hy dank, hy breek dit, en dan gee hy dit aan hulle. Dan word hulle oë oopgemaak. Hulle oë word geopen by die gebreekte brood. En dis merkwaardig dat hulle Jesus nie herken terwyl hy die skrifte aan hulle verduidelik, maar hulle herken hom wanneer hy die brood breek, wanneer hy die brood aan hulle gee. Die oorwinning het gekom by die breek van die brood. Brood wat nie gebreek word nie, kan nie gedeel word nie. Ons gaan nie vir elke een 'n brood gee. Elke een gaan 'n stukkie van daai gebreekte brood kry. Jesus se liggaam is vir ons gegee. Soos hy by die nagmaal gesê het, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit tot my gedagtenis. Lukas 22. Daai breek was nie vernietiging nie. Dit was die weg waar die lewe gekom het. By Golgotha werd die liggaam van Christus letterlik oopgeskeur. By Emmaus breek Jesus self die brood. En as ons onthou, Jesus het self besluit om aan die kruis te gaan. Hy het self sy gees vir God gegee. Niemand sou iets aan die Here gedoen het as hy dit nie wou doen nie. Hy is God. En onmiddellik nadat Jesus die brood gebreek het en die 2 disippels gegee het hulle opgestaan nadat hulle oë oopgegaan het in dieselfde uur en hulle is terug na Jerusalem. Hulle is nie meer bang nie. En hier is dit asof Lukas ons wil sê, die oplossing vir die duisternis was nie die omstandighede verander het nie. Dit was steeds donker. Maar dat Jesus homself aan hulle openbaar het. Ons oorwin nie omdat daar geen donkerte is nie, maar omdat die Here Jesus by ons teenwoordig is en homself steeds aan ons bekend maak. Dis ook waarom die nagmaal so kosbaar is. Ons kyk nie net terug na die kruis nie. Ons verkondig dat die gekruiste Here Jesus Christus leef. Die brood wat gebreek is, getuig dat hy gegee is vir ons. En die opgestaane Here is steeds in ons midde. Daarom kan ons vandag nie fokus op die donker, maar op die gebreekte brood. Vers 31. Toe is hulle oë geopen en hulle het hom herken en hy het uit hulle gesig verdwyn. Ek dink ons moet oplet dat die Here net uit hulle sig verdwyn het. Hulle kon hom nie meer sien, want dit is nie te sê die Here was nie daar nie. Hy was daar. Die Here was daar. As dit nie so was nie, sou die woord vir ons gesê het. Die woord sou dit anders gestel het, deur te sê hy het uit hulle sig verdwyn. Net uit hulle oë uit. Die werklikheid van die nuwe verbond is juis, ons het nie 'n afwesige Christus nie, maar 'n onsigbare, lewende en teenwoordige Here. Vers 32. En hulle sê vir mekaar, was ons hart nie brandende in ons, toe hy met ons op pad gepraat en vir ons die skrifte uitgelê het. Die woord wat die Here aan hulle verduidelik het hulle geloof versterk en hulle oë voorberei om Jesus te herken.
Ek dink aan Romeine 10:17 wat sê, die geloof is dus in die gehoor. En die gehoor is deur die woord van God. Hulle geloof is versterk as gevolg van die hoor van die woord. Volgende stap is, hulle harte het brandend geword. Die oë word geopen en Jesus word erken. Die geestelike beginsel bly vandag dieselfde. Die woord van die woord bring geloof. Geloof laat die hart brand en die brandende hart lei tot openbaring deur die Heilige Gees waarin die woord van God lewendig en duidelik in jou binneste maak, sodat jy nie net verstaan wat dit sê, maar ook sien wie Jesus werklik daarin is. Vers 33. Toe staan hulle in dieselfde uur op en gaan na Jerusalem terug, vind die 11 en die wat saam met hulle bymekaar was. Die grootste wonderwerk in hierdie verhaal is nie dat hulle Jesus herken het nie. Die groter wonderwerk is die transformasie wat die disippels ondergaan het. Eerstens stap hulle weg van Jerusalem af, daar waar die Here gekruisig is. Hulle is moedeloos. Hulle is stadig om te glo. En nadat die Here aan hulle geopenbaar is, hardloop hulle terug Jerusalem toe. Hulle getuig met vrymoedigheid. En hulle is vol hoop. Ek wil eers teruggaan na vers 18. Vers 18 sê, en die een wie se naam Kleopas was. Net tot sover. Wie was Kleopas? Ons lees net eenmaal van Kleopas. En dis in Lukas 24. En ek het gaan wonder, nou hoekom dan sy naam noem. Jy sien, 'n naam word genoem wanneer dit 'n historiese gebeurtenis is. Net soos wat hier gebeur het. Dit beklemtoon 'n historiese werklikheid. Lukas sê hierdie persoon bestaan werklik. Maar wat dan van die ander disipel? Sy naam is nie genoem nie. En ek het daaroor ook gaan dink. Jy sien, in die woord van God, as 'n naam nie genoem word nie, is dit baie keer sodat ek my naam in daai persoon se plek kan sit. Ek dink aan die vrou by die put. Ek dink aan die ryke man. En dan dink ek ook aan die tweede disipel wat op pad was na Emmaus toe. Met die Samaritaanse vrou verteenwoordig sy almal wat dors is vir lewende water. En vandag kan ek en jy ons naam plaas in die plek van die tweede disipel wat saam met Kleopas loop. Kom ons sien onsself daai pad. Ons stap met vrae, teleurstellings, onsekerheid, net soos hulle. Dit het nie uitgedraai soos hulle gehoop het. En dit voel asof die donkerte nader kom. Ons verstaan nie alles wat gebeur altyd. En tog was Jesus die hele tyd daar. Ons het hom dalk net nie herken nie. Maar hy het ons nie verlaat nie. Soos met daardie twee disipels word ons ook geroep om terug te keer na die kruis. Soos hulle terugkeer na Jerusalem, waar Jesus gekruisig is. Nie na ons mislukkings of vrese nie, maar na dit wat Christus reeds vir ons almal gedoen het. By die kruis ontdek ons weer dat ons geliefd is, dat ons nie alleen is nie, dat ons vergewe is. Daar sien ons die lam wat geslag is, maar ons sien hom leef. Dan sien ons dat die donker nie die laaste woord het nie. Soos die Emmausgangers kan ons dan sê, ons oë is geopen, ons het hom herken en ons harte brand weer.
ons terug na die kruis, waar koue harte warm word, gebroke mense herstel word, en Christus weer duidelik gesien word in die breking van die brood. Maar dit is ook betekenisvol dat Jesus, voordat hy die brood gebreek het, elke keer gedank het, by die nagmaal en ook by die Emmausgangers. Hy neem die brood en hy dank. Danksegging is dis 'n ingebou by die breking van die brood. Ons kom dus nie na die tafel van die Here as mense wat treur oor sonde nie, maar as mense met dankbare harte. Ons sê dankie vir die lam wat geslag is. Ons sê dankie vir vergifnis. Ons sê dankie vir my staan dit uit, vir genade. Ons sê dankie dat die Here leef. En ons sê dankie dat hy die pad selfs saam met ons stap, selfs al word dit donker. Daar is iets treffends omtrent Lukas 24. Die Emmausgangers begin met hartseer en eindig met brandende harte. Hulle begin met teleurstelling en eindig met vreugde. Hulle begin met die donker wat nader kom, maar eindig met 'n terugreis in die nag, vol opgewondenheid. En dit alles omdat hulle gebreekte brood by die Here gevat het. Hulle die lewende Christus erken. Hulle het hom erken vir wie hy is. Sien daar waar Christus erken word dankbaarheid geopenbaar. Wanneer ons terugkeer na die kruis, kom ons met dankbaarheid. Ons doen dit tot sy gedagtenis. Ons onthou nie net wat Jesus gedoen het nie. Ons eer hom, ons dank hom, ons aanbid hom, want die gebreekte brood spreek nie van 'n nederlaag nie, maar van liefde. Nie van einde nie, maar van oorwinning. Daarom is die tafel van die Here vandag en nog altyd. Dankie Here Jesus. En miskien is dit waarom die Emmausgangers se harte weer gebrand het. Hulle het nie net die gebreekte brood gesien. Hulle het die een herken wat dit gebreek het. Ek wil vandag, en ek gaan nie so klare uitnodiging gemaak. Ek gaan vandag vra dat ons sal staan. En ek wil vir almal bid wat hulle harte wil brandend hê. Brandend om weer voor die Here te mag staan, net die Here se naam groot te maak. Brandend om weer die woord te beleef. Brandend om daai brood by die Here te vat, om te erken vir wie hy is, dat opgestaan in Here Jesus Christus. Kom ons staan. Ewige God, hemelse Vader. Here, vandag staan ons voor die Here as 'n gemeente. Here, en ons wil vra dat, Here, dat ons weer ons eerste liefde, Here, sal lief kry. Here, maak elke een van ons harte weer brandend, Here. Brandend voor U, Here. Brandend, Here, om meer van U te beleef. Brandend, Here, vir die woord van God. Here, openbaar ook aan ons, Here, wanneer dit moeilik gaan, en wys ons, Here, wat die pad is, Here, wat U wil hê ons moet stap. Here, so baie is dit vir ons so moeilik. En Here, daar's dinge wat ons veroorsaak op ons pad, Here, wat dit moeilik maak. Here, ek wil bid vir elkeen wat hier is, en dat U, Here, voor ons sal uitloop, en ons pad, Here, sal gelyk maak. Here, ek dank U vanoggend vir die teenwoordigheid
Ek dank U, Here, vir die tafel. Ek dank U, Here, dat ons vandag kan dankie sê vir die bloed van Christus. Here, nie net die bloed, maar die genade, Here, wat gekom het in daai bloed, Here. Here, was elke een van ons witter as sneeu, Here. Reinig ons almal, Here, sodat ons voor U mag staan, Here. Ek prys U vandag, Here, nie vir wat U gedoen het nie. Ek prys U vandag, Here, omdat U ons God is, omdat U ons koning is, omdat U ons redder is, omdat U die begin en die einde van ons lewens is, Here. Ek kan bid U vir wie U is. Dankie, Here, ons God. Here, dat U toegelaat het dat Jesus Christus vir ons kom sterf aan die kruis. Dankie, Here, dat U ingestem het om te kom. Dankie, Here, dat U vir ons die Heilige Gees gestuur het, wat vandag hier is om ons te lei. Ek kan bid U in Jesus naam. Amen. Kan maar sit. Johan, door hier vir ons asseblief. Aangaan met tafel te doen. Hemelse Vader, Here, elke keer wanneer ons nagmaal gebruik, Here, onthou ons dat hy terugkom. Here, ons herdenk sy opstanding, ons herdenk die dag wat hy gekruis is. Maar meer as dit, Here, dat die engel gesê het, soos wat jy hom gesien gaan het, so sal jy hom sien kom. En Here, 'n dooie kan nie terugkeer, net 'n lewende. Daarom is hy vir ons, as huis, as gemeente, as bediening. Is hy die Alfa en die Omega. Here, hy is die blinkbare ster. Hy is die soete roos van Salem. En hy is vanmôre vir ons, hierdie Jesus van Golgotha, wat gaan terugkom. Here, ek eer U vanmôre, dat ons wat eet en drink van sy bloed en eet van sy liggaam,
Ons is een van sy vlees, wat ons onder die tafel mag sit. En Here, soos wat hy gebreek is vir ons, bid ek, dat ons ook, Here, vir hom gebreek sal wees, dat dit oor ons sal gaan, en nie oor onsself nie. Here, breek dan wat gebreek moet word in ons lewens, sodat hy verheerlik kan word in alles wat ons doen en sê. En Here, dankie vanmôre, dat U God is, en dat ons hom kon sien, net soos wat hy is. Want hy is op pad om sy kerk te kom haal, en sy naam is Jesus die Christus. En ek prys U vanmôre in alle ewigheid, word verheerlik, is my gebed, in Jesus Christus naam. Amen en amen.